Goeiedag en baie welkom weer by ons oordenking. Ek is bly jy het ingeskakel saam met ons op hierdie Vrydag. Nou ons is besig om hierdie week te kyk na Johannes 14 waar Jesus met sy disippels 'n gesprek het in die bokkamer. Kom ons lees vandag saam vers 28 van Johannes 14. Jesus sê: "Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter is as ek." Jesus sê vir sy disippels, daar gaan 'n tyd aanbreek wat ek sal weggaan. Ek sal teruggaan na my Vader toe en ek sal weer saam met hom wees. Ek gaan aan sy regterkant sit en saam met my Vader wees in die hemel. En ek dink vir die disippels op daardie oomblik was dit so half slegte nuus. Hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle rabbi, die een saam met wie hulle 'n pad gestap het en lief voor geword het, sê vir hulle, daar gaan 'n tyd aanbreek wat ek julle moet verlaat. En Jesus is besig om hulle voor te berei. En hy sê vir hulle, ek moet weggaan. Ek dink in ons konteks, in ons kultuur vandag, hoor ons baie keer hierdie woorde van ek moet weggaan. Ons het almal vriende, ons het familie wat op 'n stadium dalk vir ons gesê het, ek moet weggaan. Ons immigreer. Ons gaan buiteland toe en nie lekker woorde nie, want ons gaan mekaar baie min sien, of dalk nie weer sien nie. Ons weet nie. In hierdie geval werk dit bietjie anders. Jesus sê vir hulle, ek gaan weg, maar ek kom ook weer na julle toe. En dit is moeilike woorde. Dit is half of Jesus half dubbelsinnig praat, maar hoe gaan u weg en u kom terug? Jy sien wat Jesus hier probeer sê vir sy disippels is, ek gaan weg, maar ek kom terug op 'n ander manier. En dit is vir julle beter dat ek weggaan, want tans is ek binne tyd en ruimte en ek is op een plek en ek doen 'n wonderwerk op een plek en ek genees 'n sieke op een plek. Maar as ek weggaan na my Vader toe en ek kom terug, dan sal ek terugkom anders. Ek sal in julle harte kom bly deur die Heilige Gees. En as ek terugkom, sal ek nie meer wees binne tyd en binne plek nie. Ek sal buite tyd en ruimte wees. Ek sal op een slag orals wees. Ek gaan in julle harte kom bly en julle sal my oral sien en oral sien werk. So eintlik is dit beter. En vandag leef ons in hierdie dispensasie. Jesus het opgevaar na die Vader, maar hy het teruggekom. En hy leef in ons harte en hy werk deur die Heilige Gees in ons lewens. En kom ons sê vir die Here vandag dankie dat hy teruggekom het. Anders, maar soveel beter. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u na hierdie aarde gekom het en dat u hier gewerk het en wonderwerke verrig het en geleer het en ons sien dit in die evangelies, u voorbeeld. Maar vandag wil ons vir u dankie sê dat u ook opgevaar het na die Vader toe en dat u op 'n ander manier teruggekom het na ons. Vandag leef u in ons harte deur die Heilige Gees en u is buite tyd, buite ruimte en is eintlik soveel beter. Dankie Here dat u teruggekom het en dankie dat u in ons lewens nog steeds sigbaar is en dat u in ons harte werk. Ons sê vir u dankie daarvoor. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy hom vandag sien werk in jou lewe en mag jy hom beleef en ervaar in jou hart werk deur die Heilige Gees. Ons sien mekaar weer môre. Geniet die res van jou dag. Totsiens.